Ons Hemelse Vader, ons loof en ons prys U wonderlike naam, dat ons weet dat U die God is wat hemel en aarde geskaap het, dat U na elke skepingsdag gesê het, en dit was goed, en nadat U die mens geskaap het, na U beeld en gelykenis, het U gesê, dit is baie goed. Baie dankie Here, dat ons die kroon van U skepping is, en dat ons hier op aarde geplaas is, met een spesifieke doel, en dit is om die Here te soek en te vind en te dien, met ons hele hart, met ons hele siel, en met al ons krag. Vader, ons dank U dat Christus Jesus vir ons die middelaar is. Baie dankie dat hy aan die kruis kom sterf het vir ons sonde. Dankie dat hy die dood, die hel, die graf oorwin het. Dat hy opgevaar het na die hemel en soos ons baie duidelik in die woord leer, gaan sit het aan die regterhand van die Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Baie dankie vir die uitstorting van die Heilige Gees, die Gees van waarheid en insig, die een wat ons lei in die volle waarheid. En Vader, baie dankie dat U Gees ons deur die waarheid van die woord lei. Ons weet nie altyd reg, Here, wat om te predik en wat om te bid en wat om vir mense te sê nie, maar soos ons die bladsye van die Bybel deurwerk, so kom leer U ons wat in U hart is vir ons. Want die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot deurlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk, volkome toegerus. Ons dank U vir die Bybelboek. Maak ons getroue studente van U wonderlike woord. En nou wil ons vra, Here, waar ons gaan stil word om die boodskap van vanmôre aan te hoor, sal U groot genade gee dat ons gedagtes nie sal dwaal nie. Dat ons nie aan ander dinge sal dink nie, maar dat ons sal besef, God is hier teenwoordig. Laat ons bidend nader hier, waar ons voor Hom vergader. Mag ons gesindheid wees, Here, dat ons eer sal bring aan U naam, nie net in die wyse waarop ek die boodskap sal oordra nie, maar ook, Here, in die wyse waarop hierdie gemeente hierdie woord sal ontvang. Ons bid vir hulle wat inskakel aanlyn, dat U vir hulle groot genade en wysheid sal gee, om die waarheid van U woord te ontvang, met hierdie harte vol welwillendheid, om dan ook te hoor wat die Gees aan die gemeente wil sê. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk, van God ons hemelse Vader, en ook van ons dierbare Here Jesus Christus, en dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees, ook hier by ons. Amen. Nou vriende, ons gaan vanmôre dan aangaan met ons reeksie boodskappe vanuit die boek Psalms, en dan in besonder ook Psalm 51, vanmôre ons tweede boodskap, wat handel oor hierdie baie groot gedagte, ware berou en belydenis, ja, 'n wegdraai van sonde, is wat God in ons harte bewerk. Nou vanmôre gaan ons by deel 2 stil staan, en dan as die Here ons spaar, DV volgende week, by deel 3, die laaste boodskap ook in hierdie baie besondere Psalm. Nou ek het vir u gesê dat Dr. John MacArthur in een van sy preke verwys het na hierdie Psalm, en baie duidelik daarin gesê dat hy gereeld as predikant, as geroepene van die Here, na hierdie Psalm gegaan het, deur hierdie Psalm gelees het, deur hierdie Psalm gebid het, om ook sy eie hart voor die Here te ondersoek, sy eie sonde te bely, en dan in heiligheid voor die Here te wandel. U sien vriende, die groot ding is wat die Bybel ons leer is dat dis die klein jakkelsies wat die wingerde verniel. Dikwels is die klein sondetjies in ons lewe dit wat uitloop op groter sonde later, en daarom is dit noodsaaklik om te sien dat Dawid nie net hierdie gebed bid en hierdie pleidooi lewer, omdat hy hierdie geweldige sonde gedoen het met Batseba nie. Ja, verseker is die Bybel daaroor duidelik dat hy hierdie sonde begaan het, maar ons sien ook in elke opsig moet dit die kind van die Here se gesindheid wees, wanneer dit kom by sonde in sy of haar lewe. Die Here selfs ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Daar is die leuen wat die rond te doen, dat mense vir jou sê as hulle van geen ding bewus nie. En dan sê ek gewoonlik, miskien moet jy die hoogmoed bely in jou hart, dat jy op daai plek gekom het dat jy van geen ding bewus is nie. Want in die lig van God se heiligheid, die enigste sondelose, wat op hierdie aarde gewandel het, Jesus Christus, en wat ons met God die Vader verbind. Vriende, hy is die enigste ene wat sondeloos was. Die res van ons stoei elke dag met ons vlees, met die wêreld en met die duiwel. En ons begeerte is dat die Here vir ons gedurig sal reinig. En dis wat 1 Johannes 1 vers 7 vir ons sê, die bloed van Christus reinig ons gedurig deur van al ons sondes. En mag ons ook sien in hierdie Psalm, in hierdie tweede deel, wat Dawid se gesindheid was, en hoe ons ook kan leer by hom, die man na God se hart. So kom ons lees saam Psalm 51, ons gaan nie weer die lywige gedeelte lees van 2 Samuel 11 en 12 nie,
Ons het verlede week daar die lang gedeelte gelees en ek glo, ek gaan u vanmôre vroeër hier uitlaat en nie so laat soos laasweek nie. Psalm 51 vir die musiekleier, 'n psalm van Dawid toe die profeet Nathan na hom gekom het nadat hy by Batseba ingegaan het. Wees my genadig, o God, na u goedertierenheid. Delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde. Want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd deur voor my. Teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u regverdig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Kyk, u het 'n welgevalle aan waarheid in die binneste en in die verborgene maak u aan my wysheid bekend. Onsondig my met hyssop, dat ek kan rein wees. Was my, dat ek witter kan wees as sneeu. Laat my vreugde en blydskap hoor, laat die gebeente juig wat u verbrysel het. Verberg u aangesig vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Verwerp my nie van die aangesig nie en neem u Heilige Gees nie van my weg nie. Gee my weer die vreugde van u heil en ondersteun my deur 'n gewillige gees. Ek wil die oortreders u weer leer, dat die sondaars hulle tot u kan bekeer. Red my van bloedskuld, o God, God van my heil. Laat my tong u geregtigheid uitjubel. Here, open my lippe, dat my mond u lof kan verkondig. Want u het geen lus in slagoffer nie. Anders sou ek dit gee. In brandoffer het u geen behaag nie. Die offers van God is 'n gebroke gees. 'n gebroke en versla hart sal u, o God, nie verag nie. Doen goed aan Sion, na u welbehaag. Bou die mure van Jerusalem op. Dan sal u 'n welbehaag hê in die offers van geregtigheid, in brandoffer en voloffer. Dan sal hulle stiere offer op u altaar. Ons gaan net tot sover saam lees uit God se wonderlike en onfeilbare woord. Vriende, ek hou aan u voor as teks van oordenking, vers 3. Wees my genadig, o God, na u goedertierenheid. Delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid. En ons tema dan vanmôre is ware berou en belydenis. Ja, 'n wegdraai van ons sonde is wat God in ons werk. 'n Baie besondere psalm, 'n baie besondere gedeelte, en ek gaan so kort oorsig met u hanteer. Is altyd goed om terug te kyk na die boodskap wat ons alreeds hanteer het, en dan gaan ons beter verstaan waar ons vanmôre dan ook trek en waar ons dan gaan wegspring met die boodskap van vanmôre. Nou, ons het verlede week gesê, vriende, dat Dawid het sy sonde gesien. Hy het sy sonde erken. In die eerste plek was dit die sonde gewees dat hy gehoereer het, dat hy gesondig het teenoor die Here God, in die sin dat hy hierdie man Uria se vrou vir hom geneem het, Batseba, met haar omgang gehad het en dat sy swanger geword het. Hy hierdie sonde probeer toesmeer deur hierdie man later te laat vermoor. So Dawid was bewus van sy sonde. En het ek vir u gesê dat sondebelydenis begin wanneer ons bewus is van ons sonde. Ons kan nie sonde so net in die algemeen bely nie. So, Here, dankie vir die potjie rys en die potjie vleis en vergewe sommer my sonde en ek gaan aan met my lewe nie. Sonde is iets wat ons doen teen God. Ons gaan vanmôre 'n bietjie daarna kyk. Dawid het sy sonde besef. Sonde is rebellie teenoor God. Sonde is om God se wette te oortree, om God se standaard te ontheilig, om hierdie waarheid eenkant te skei wat God in sy woord opgeteken het. Die tweede gedagte wat vir ons uitgestaan het, wat vir my altyd wonderlik is, wanneer ek die woord van die Here open en daaruit lees, is, God se karakter was die basis vir Dawid se gebed en smeking om vergifnis. Vriende, ek het geen grond om na God te gaan, behalwe op grond van Christus se genade wat hy aan ons bewys het. God se liefde in Christus, wat vir ons geopenbaar word deur die blaaie van die Bybel, en ek het 'n groter voorreg as Dawid. Dawid het beperkte insig gehad op hierdie voorspellings van die Messias, die koms van die Messias. Ons kyk terug, ons het al 66 kanonieke boeke. En ons kan vanmôre met groot vrymoedigheid sê, dat God het sy liefde in Christus geopenbaar, en dis die basis waarop ons na God toe kan gaan, om vergifnis vir sonde te kry. Ons kom nooit na die Here en sê vir die Here, Here, ek wil net vir u herinner hoe goed ek is, en daarom skuld u vir my vergifnis nie. Elke sondaar mens en elke kind van God wat gesondig het, weet, ons nader na God deur Christus
in die kragvolle werking van die Heilige Gees, omdat sy karakter baie duidelik in die woord geopenbaar word as 'n genadige, 'n barmhartige God, groot van lankmoedigheid en goedertierenheid oor die wat hom vrees. Die derde gedagte, Dawid het besef en geweet, hy verdien niks nie. Daar was geen verdienste van sy kant nie. En dan die vierde gedagte, sy uitroep, verlange en begeerte was na volkome vergifnis. Here, was my heeltemal. Was my skoon van my sonde. Ek vra u vanmôre as kind van die Here, begeer u nie ook, soos ek dikwels, dat ons sondeloos sal wees nie? Hoe dikwels roep ons uit nadat ons geval het, Here, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Die antwoord baie duidelik, ek dank God deur Christus Jesus, ons Here. In konstante gebed en smeking voor die Here, is die Here besig om die reinigingswerk te doen. En gisterand in ons huisgodsdienst ek daarna verwys, dat die Here sê, hy is die een wat die reiniger is van die kinders van Levi. Hy reinig ons gedurig deur van al ons sonde, en ons eer hom, en ons loof, en ons prys sy naam. Vir u gesê, ons gaan deur die Psalm verder werk. Vanmôre kom ons by die 5de gedagte uit. Ons werk vers vir vers deur hierdie Psalm, omdat dit naas Psalm 23 seker een van die belangrikste psalms, een van die mees geleesde psalms in die Bybel is. En die 5de gedagte, vriende, wat uitgestaan het in hierdie Psalm wat ek voorberei het, is die gedagte dat Dawid sê sy sonde was hoofsaaklik teen God gepleeg. En kom ek lees vir u, dan praat ons bietjie vanmôre daaroor. Hy sê in Psalm 51 vers 6, hy sê, teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u regverdig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou. 2 Samuel 12 vers 9 en vers 13 wat ons verlede week saam gelees het, daar staan, waarom het jy die woord van die Here verag deur te doen wat verkeerd is in sy oë? Vers 13, Dawid sê vir Nathan, ek het gesondig teenoor die Here. Nou kom ons kyk bietjie na hierdie gedagte wat Dawid hier uiter. Want vriende, luister, dit was nie per se die Here wat hy te nagekom het in die gedeelte wat ons gelees het, as ons menslik daarna kyk nie. Menslik dink ons by onsself, maar arme Batseba en arme Uria en al die ander mense wat te nagekom het, die kind wat later sou sterwe weens die sonde van Dawid, en ons vergeet dikwels dat ons sonde in die eerste plek eintlik gerig is teen God. Ons lees baie vinnig oor hierdie woorde, teen u alleen het ek gesondig. En ons dink by onsself, kyk, ek het teen die Here gesondig, en verskoon die Engelse uitdrukking, what is the big deal? U sien, ons sien God nie met die oë nie. Daarom is daar 'n minder vrees vir God in die kerk van die Here Jesus, en ongelukkig ook onder kinders van die Here. Omdat ons God nie sien, en ons sien nie sy heerlikheid, en ons aanskou nie sy grootheid en sy majesteit nie. En ons besef nie in ons sondige wese hoe heilig hy is, en dat hy absoluut sondeloos volmaak is nie. Daarom lees ons vinnig oor die woorde, wat Dawid hier sê, dat die sonde eintlik direk gepleeg was teenoor die Here. Wat hier eintlik staan is dat Dawid sy vuis na God gebal het, en vir hom gesê het, jy sal nie vir my sê wat om te doen nie. Dis eintlik die gedagte wat hier deurgegee word. Dawid wat sê, Here, ek het in opstand gekom teenoor u wonderlike morele wette. Die wette wat vir ons koers en rigting in die lewe gee. Daarom sê Here, teen u alleen het ek gesondig. Vriende, uiteindelik is alle sonde gerig teen die Here. U sien, hy alleen is sondeloos, hy alleen is volmaak, en sy woord het hy aan ons gegee waarin hy sy standaarde openbaar. Hy alleen kan sonde regverdiglik oordeel, en daarom begin vergifnis altyd by die erkenning dat ons teen die Here gesondig het. Voor ek vir my vrou jammer sê ek, Here, jammer dat ek teenoor u gerebelleer het. En dan vir my vrou jammer dat ek teenoor jou gesondig het. Of miskien die persoon by die werk, of miskien een of ander gedagte wat jy bedink het, wat niemand miskien van weet nie. Ek het gesondig teenoor God, want ek het iets gedoen waarvan hy alleen weet, wat teen sy volmaakte wet is, en daarom staan ek skuldig voor hom, die een wat gaan oordeel die lewende en die dode. Daar was my so 'n mooi voorbeeld in die Ou Testament, en moet ek miskien vir u vra hier heel aan die begin van die boodskap, watter Ou Testamentiese voorbeeld in Genesis? Kyk, jy help ek hier, né? Ek sluit die ander 38 boeke uit. In Genesis, watter voorbeeld is daar van iemand wat versoek was om te sondig?
En hierdie persoon sê, maar luister, God sien, daarom kan ek dit nie doen nie. Josef, dis hy. Josef, hoor wat staan in die Bybel. U ken mos mevrou Potifera? Haar man was op 'n ver reis. Sy dink sy's katjie van die baan. Sy sien hierdie jong Joodse slaaf wat aan haar huis werk. Haar oë is op hierdie man gerig. En as jy bietjie die konteks gaan lees van die gedeelte, was dit lyk my ou gebruik in haar lewe om ontrou te wees aan haar man, so asof God dit nie sien nie. Mevrou Potifera reken sy gaan vir Josef verlei en sy gaan 'n voordeel by hom kry en sy sal vir hom dan weer op haar beurt voordele gee. En hoor wat sê Josef, toe hierdie vrou knaand by hom aanhou, sy vir haar die volgende: hy, dis jou man, mevrou Potifera, jou man, hy is in hierdie huis nie groter as ek nie, en het my niks onthou nie, behalwe u. Selfs die heidene, selfs die Egiptenaars het geweet, dat my vrou is myne. Ek deel haar nie met die buurt nie, ek deel haar nie met die buurman nie, sy's myne. En Josef sê vir haar, luister, jou man het my toestemming gegee om in die huis te doen, eintlik basies wat ek wil. Maar hy het vir my baie duidelik gesê, jy is syne. Jy is sy vrou. En nou, hoe kan ek dan hierdie groot kwaad doen en sondig teen God? Josef kom gee wonderlike getuienis en hy sê vir haar, luister, dit gaan nie net oor die daad van sonde nie, God is daar teenwoordig. As die sonde gedoen word, is God daar teenwoordig. En dis wat ons as kinders van die Here dikwels vergeet, wanneer ons nie meer verloor, wanneer ons kinder, wanneer ons kwaad praat, wanneer ons miskien na iets kyk wat ons nie moet kyk nie, of luister wanneer ons nie moet luister nie, ons vergeet, God is teenwoordig. En dis wat Dawid hier sê. Hy sê, Here, ek het heeltemal u buite rekening gelaat. Ek het hierdie gruwelike sonde gedoen. Ek het in my sonde bly voortgaan. Ek het hierdie brief geskryf, het saam met Uria gestuur. Hy is vermoor, ander manskap het gesterwe. Here, en ek het nooit u in gedagte gehou nie. Die Bybel is baie duidelik daaroor dat wanneer ons sondig, pleeg ons sonde teen die Here. Ons is skuldig teenoor sy wonderlike volmaakte woord en wet wat hy vir ons gegee het. 1 Konings 16:12, as u konings gaan lees, het die Here soms mense opgewek om 'n oordeel te bring oor die wat in opstand was teenoor hom. Ek lees vir u gou daar in 1 Konings 16:12, so het Simri dan die hele huis van Baesa verdelg volgens die woord van die Here wat hy gespreek het oor Baesa, deur die diens van die profeet Jehu, van wie al die sondes wat Baesa en die sondes van sy seun Ela wat hulle gedoen het, en waarmee hulle Israel het sondig het, hoor nou, om die Here, die God van Israel, te terg met hulle nietige afgode. Wil u weet waarom Suid-Afrika ly met 'n lang y? Wil u weet waarom daar soveel korrupsie, moord, bedrog, haat, nait is? Omdat ons volk, en dan praat ek van elke individu in hierdie land, wanneer ons sondig teen die heilige God van hemel en aarde oortree. En dan is die kerk deesdae gretig om mee te maak met hierdie sondes, mee te doen met hierdie sondes, deur allerhande boosheid goed te keer in die kerk. En ons besef nie dat ons teen God sondig nie. En dis wat Dawid by ons wil tuisbring vanmôre in die 5de plek. Wat een ek in ons belydenis wanneer ons gesondig het voor die Here moet noem, Here, my sonde is primêr teen u gerig. Here, die sonde wat ek gepleeg het is teen u. En wanneer ek klaar bely het aan die Here, dan gaan maak ek reg waar nodig, waar ek kan, en ook in die krag van die Here om herstel te bring in verhoudinge wat dan skade gelei het. Die volgende gedagte, vriende, baie belangrik. Jy sal sien die een gedagte vloei eintlik in die ander gedagte. Die volgende gedagte wat ek raak gesien het is Dawid erken sy morele onvermoë om self weg te draai van sy sondes. Hy erken sy morele onvermoë om self weg te draai van sy sondes. Psalm 51 vers 7, kyk aan ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Afvallig is die goddelose mense van die geboorte af, die leenspreker dwaal van die moederskoot af. Luister, ek het daaraan gedink hierdie week terwyl ek hierdie boodskap voorberei het. Van geboorte af, vriende, neig een ek na die pad van sonde.
Kom ons begin vanmôre by die begin. Mense wil graag roem op hulle vrye wil wat hulle het. Ek het die wilskeuse om die Here te kies, of om hom nie te kies nie. Ek wil nou nie my mou lag nie, ek wil sommer openlik lag wanneer ek dit hoor. Jy het nie nodig om vir God of teen God te kies nie. Jy word van geboorte af 'n rebel teen God gebore. Van geboorte af kies jy die pad van sonde. Jy het nie nodig om later te kies, wil ek die Here dien of die duiwel dien nie. Van geboorte af dien jy die duiwel. Daarom is die neiging van sonde in die kind se hart gebore. Daarom lieg 'n kind van geboorte af. 'n Kind sal steel, 'n kind sal mense te nakom. Hy sal sê jy meer verloor. Soos iemand onlangs gesê het in 'n berig wat ek gelees het, as jy 'n kind se speelding van hom wegvat en hy was groot genoeg om jou dood te maak, sou hy dit gedoen het. Jy moet tog nie dink daai bloetjie wat jy vashou op jou skoot is onskuldig gebore nie. Daai bloetjie is ek en jy wat groot geword het. En ons weet hoe sondig ons harte is. Wat wonderlik is, vriende, dat die Here kom en hy maak ons geestelik lewend. En ons moet vanmôre by hierdie saak net weer stil staan om vir u te wys dat ons in hierdie onvermoë is om weg te draai van sonde as die Here ons nie daartoe in staat stel nie. Daarom kom Dawid alreeds as kind van die Here en hy sê, Here, ek is in ongeregtigheid gebore. My hart neig na sonde. Ek het nodig dat u vir my genadig en barmhartig sal wees. Hoor dit staan in Efesiërs 2 vers 1. Ek lees dit net gou vir u. Daar staan en julle het hy lewend gemaak. Nou jy moet iets wat dood is lewend kan maak. As hy nie dood is nie, dan gee jy nie vir hom lewe nie. Iemand wat bewusteloos is, maak die dokter hom lewend? Nee. Hy's bewusteloos, daar's nog lewe. Dis 'n kwessie hy kom uit daardie koma uit. Of hy daardie staat van dat hy bewusteloos is. Maar hoor wat staan hier. Ons was dood in ons sonde en misdade. Hy sê waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons ook almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toorn, net soos ook die ander. Vers 4. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde, waarmee ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered. U sien, Dawid besef, hy's in hierdie absolute onvermoë om weg te draai van hierdie sonde. U moet onthou, op hierdie stadium was Dawid amper 'n jaar lank vasgevang in hierdie sonde. En ons kan dit baie duidelik aflei in die skrif. Want die Bybel sê vir ons, Dawid pleeg die sonde, Uria sterwe, later sê die Bybel vir ons, neem hy dan hierdie vrou op in sy huis, vir Batseba, en toe Nathan die profeet na hom toe kom, toe sê hy vir hom, die kind wat gebore word gaan sterwe. Nou, hoe lank is 'n vrou swanger? 9 maande? So 9 maande, sê argumentsonthaalwe, naby 'n jaar wat hierdie man sy sonde weggesteek het, en ten spyte van alles, wat die Here in sy lewe toegelaat het, wat ons gaan sien later in hierdie Psalm, sy liggaamlike toestand, die geestelike worsteling waardeur hy gegaan het, was daar 'n weiering om weg te draai, 'n weiering om jammer te sê, 'n weiering om te bely. Dink aan jou lewe as kind van die Here, hoe u en ek soms sonde akkommodeer, 'n onwilligheid in ons harte om sonde te bely, en baie keer is ons eerder bereid om ons sonde te verdedig en te beskerm en goed te praat. Ek hoor baie keer mense sê, ek is maar so gebore. Dis wie ek is, en soos ek gelaat staan. Nee, die Bybel sê, God moet my lewe verander van binnekant na buitekant. Ons sal ons tyd verspil deur na dinge te kyk wat ons nie moet kyk nie, of miskien ons stilte tyd te laat of na te laat, en ons sê, maar die Here weet ons te besige program, en wanneer ons bietjie af is, wil ons net bietjie relax. Ons wil net bietjie ontspan. Baie lief om ons sonde te verdedig, te beskerm. Ons harte bly in hierdie staat van om ons sonde te beskerm en te verdedig, in plaas van om dit te bely en te laat staan. Waarom? Want ons word sondaars gebore. Van nature, van geboorte af, is ons wil teen God se wil gerig. Daarom kom Paulus in Romeine 6 vers 17. Hoor wat sê hy? En dis belangrik vanmôre om hier te hoor.
Hy sê, maar ons dank God, dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is, en vrygemaak van die sonde, het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. Wie van u was geskok toe u hoor dat Steven Lawson vir oor die 20 jaar 'n verhouding met 'n ander vrou gehad het? Meeste van ons, 20 jaar. Hy het gepreek op van die grootste konferensies in die wêreld. Hy het een van die grootste bedieninge gehad op sosiale media. Hy het selfs by Dr. John MacArthur het hy begin klasse gee in prediking, omdat hy 'n goeie prediker was. Maar vir 20 jaar het hy sy sonde gehuisves. Het hy geweier om te breek met hierdie sonde van hom. Ja, ons kan altyd sê, hy moet sy hart gaan ondersoek, was hy werklik 'n kind van die Here? Maar 'n ander ding het my opgeval terwyl ek hierdie boodskap voorberei het, dat Dawid, die man na God se hart, het vir amper 'n jaar lank geworstel en gestry teen hierdie sonde wat in sy lewe was, tot God hom by die punt moes uitbring van konfrontasie, waar Nathan voor hom gestaan het en hom gesê, Dawid, jy is die man, jy is skuldig. Volgende gedagte wat ek gesien het, Dawid bid vir liggaamlike en geestelike herstel. Hoor dit staan in Psalm 51 vers 8. Kyk, u het 'n welgevalle aan waarheid in die binneste en in die verborgene maak u aan my wysheid bekend. Ontsondig my met hyssop, dat ek kan rein wees. Was my dat ek witter kan wees as sneeu. Laat my vreugde en blydskap hoor. Laat die gebeente juig wat u verbrysel het. Vriende, Dawid het nie net geestelik gelei nie. Dawid het ook fisies gelei in sy liggaam. Hy het siek geword van die sonde wat in sy lewe teenwoordig was. Sê ek daardeur dat elkeen wat vanmôre siek is weens hulle sonde? Verseker nie. Daar is mense wat deur sonde in hierdie siekte toestand verval, en ek gaan nou vir u 'n redelike lywige gedeelte van Dawid lees, by 'n vorige geleentheid waar hy ook sonde gedoen het, en die Here hom aangetas het in sy liggaam. Baie mense word siek, want is deel van die sondeval. Dis deel van ons menswees. Dis nie altyd gekoppel aan sonde wat ons direk gedoen het nie. Maar dit kan dikwels ook 'n uitvloeisel of 'n gevolg wees van die sonde wat ek gedoen het. Daarom toe Dawid sy sonde bely voor die Here, toe sê, Here, ek het nie vermoë om weg te draai van my sonde nie, maar stel u my in staat om weg te draai van my sonde. Gee my genade om weg te draai van hierdie goddeloosheid, van hierdie boosheid wat ek gedoen het. Maar Here, genees ook die gebeente wat u verbrysel het. Maak ook my liggaam gesond, en ek gaan vir u gou lees wat staan in hierdie Psalm 38. Psalm van Dawid by die gedenkoffer. Luister wat staan hier. Die man van God bid hierdie gebed. Hy sê, o Here, straf my nie in u toorn nie, en kastei my nie in u grimmigheid nie. Want u pyl het in my ingedring, en u hand het op my neergedaal. Daar is geen heel plek in my vlees van wie u grimmigheid nie. Daar is niks gesond in my gebeente van wie my sonde nie. Hoor wat sê Dawid? Hier bring hy sonde en siekte dadelik in verband met mekaar. Dis nie altyd nie. Maar vriende, wanneer jy in bewuste sonde bly lewe, jou gewete begin uitroep, jou gewete werk saam in jou liggaam begin siek raak. Daarom gebruik so baie mense medikasie, om net te cope, net om te probeer oorleef. Want hulle sukkel met hulle gewete tas hulle liggame aan. Hulle kan nie slaap nie, hulle liggaam word siek, hulle liggaam gaan agteruit. Hoor wat sê Dawid verder, hy sê, want my ongeregtighede gaan oor my hoof soos 'n swaar pak, het hulle vir my te swaar geword. My wonde stink, hulle dra vanweë my dwaasheid. Nogal aangrypend as 'n mens sien, hoe Dawid hierdie prentjie vir ons skep, dat sy sonde ook fisies sy liggaam aangeraak het. Hy sê ek is krom, heeltemal gebo, die hele dag gaan ek in die rou, want my lendene is vol ontsteking, en daar is geen heel plek in my vlees nie. Ek is kragteloos en heeltemal verbrysel, ek brul van die gebons van my hart. My hart slaan vinnig, my krag het my verlaat, en die lig van my oë, ook dit is nie by my nie. Vers 19 sê, ja, my ongeregtigheid bely ek is bekommerd oor my sonde. Wanneer laas is ek bekommerd
oor ons sonde, dat dit gepleeg is teen 'n heilige God, en dat ons volhard in daardie sonde, dat ons weier om dit voor die Here te bely. Vers 22, verlaat my nie, o Here, my God, wees nie ver van my af nie. Maak tog gou om my te help, Here, my heil. Ek kan vir u net so vlugtig vertel, en miskien het u al hierdie saak gehoor, of hierdie storie gehoor, maar baie jare terug was ek baie lief vir motorfietsry. Nou, ek het baie motorfietsse gehad in my lewe, baie motorfiets gery, toe ek in die polisie was ek op 'n stadium op die motorfietsseksie gewees. So ek het tot 10 ure 'n dag op 'n motorfiets gesit. En soos ek ouer word, het ek nie slimmer geword nie, maar ek het vinniger motorfietsse gesoek. En dit was gewees in my eerste gemeente, in Springs gemeente. Nou, ek gaan nie kyk na die ouens wat in daardie tyd in die gemeente was nie, want op die einde van die dag moes ek maar besef het, dat ek presies gekry dit wat ek voorgevra het. Maar in daardie tyd koop ek vir my 'n motorfiets, 'n 1100, en dit staan ook bekend as 'n superfiets, 'n super Blackbird. En dan gaan doen ook huisbesoeke met die motorfiets daar in Springs. Dan is ek van Robord na Robord by die 200. Want die fiets ry verskriklik lekker. En dan bid ek, dan sê ek, Here, asseblief, as ek môreoggend op besoek gaan, vra ek u om my lankmoedigheid en sagmoedigheid en selfbeheersing te gee. En dan klim ek op die motorfiets met die kerkbroek aan en die kerkskoene, met die leerbaadjie en die helmet op. As die eerste kar verby my ry, dan dink ek by myself, wie dink jy, wie is jy? Ek ry hierdie fiets, en hierdie fiets staan bekend op daai stadium as een van die vinnigste fietsse wat daar op die pad was. En dan as ek verby hierdie ou in 'n oomblik en 'n oogwink, as ek by die huisbesoek aankom en ek moet vir die oom en tannie die Bybel lees, dan voel ek so skuldig, ek wil doodgaan. En so het dit aangegaan, en ek sê op 'n stadium van my vrou, die enigste manier hoe ek van hierdie sonde ontslae kan raak, as ek my motorfiets verkoop. Geen koper gekry nie, en toe word ek genooi om af te gaan na die Victoria Watervalle, saam met 5 ander ouens met die motorfiets. Myself voorgedoen, ek gaan Christelik ry, myself goed gedra, luister, die Here sê ons moet ons aan die landswette onderwerp. As kinders van God moet ons burgers van hierdie land wees, dat ons soveel so vir mense 'n voorbeeld kan wees, dat hulle na ons kan kyk en sê, ons wil soos hierdie mense wees. En ag vriende, ons het hier weggetrek in Springs, en ag, daai gebed het ek baie vinnig vergeet, dit die oop en wye pad voor my lê. Ek wil nie sê die spoed wat ek gery het by tye nie, net ek kom sluit hulle my vandag toe, vir daai sonde wat ek daai tyd gedoen het, maar toe ek terugkom, in een van die draaie het ek die motorfiets verloor. En ek is daar in die veld in, teen 'n rots vas, boor die motorfiets, ambulans het my kom optel, lang storie kort te maak, in die hospitaal gewees vir 'n week lank, so 22, 23 sessies fisioterapie gehad, en die eerste boodskap wat ek kon preek, na my val en na my herstel, was, ag, die tugtiging van die Here nie gering nie. Beswyk nie onder die hand van die Here as hy jou tugtig nie. Daardie eerste boodskap na my motorfietsval was 'n duidelike boodskap vir die gemeente, as jy aanhoudend voortgaan in jou sonde, sal God jou tug. As jy ware kind van die Here is dit verseker so. Nou wil ek vir u 'n Nuwe Testamentiese gedeelte lees, en ek staan bietjie langer stil by hierdie punt, om vir u die gedagte deur te gee. Dit beteken nie as iemand siek is, dat dit weens hulle sonde is nie, maar daar is mense wat bewus is van sonde, waarin hulle leef en hulle siek as gevolg daarvan. Dit staan baie duidelik in Jakobus, hierdie vers wat so uit verband geruk word deur predikers vandag, waar ouderlinge gaan en hulle salf mense met olie en hulle sê kwansies, nou gaan die sieke gesond word. Watter klomp onsin praat ons net nie wanneer ons die Bybel lees nie. Jakobus gaan oor die gedagte dat hy skryf aan die vervolgde manne en vroue in Christus. Mense wat swaar kry, en mense wat begin het in hulle geloof om te wankel. Dat sonde in hulle lewe begin inkom, toe die stryd vir hulle te vel raak, en hoor dit staan daar. Is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. Is iemand opgeruimd? Laat hom 'n psalm sing. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep, en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. Hierdie olie salf beteken nie 3 druppels op die voorkop nie. Hulle het letterlik hierdie mense se wonde behandel. Die olie salf hier gaan oor dat daar olie toegedien is, medisyne toegedien is op die wonde van hierdie vervolgde Christene. Dis die konteks.
'n mens kan nooit 'n brief buite konteks lees nie. Die konteks van Jakobus gaan glad nie oor dit wat hulle vandag sê, mense kom vorentoe in die kerk en salf hom met olie en ons stuur hom huis toe en hy sê hy's gesond en dan is hy nog net so siek soos hy gister en eergister was nie. Die konteks verduidelik verder, vers 15. Daar staan in die gebed van die geloof sal die kranke red. Hoor wat staan hier? En die Here sal hom oprig, selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. So in die proses van sonde, het daar siekte gekom, en hierdie siekte was die gevolg van sonde. Die Bybel is baie duidelik. En dan vers 16, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die 4de gebed van die regverdige het groot krag. Vriende, luister. Daar is hoeveel kinders van die Here wat liggaamlik siek was, en die oomblik as hulle sondes bely, dan kom daar herstel in die liggaam. Dr. J. Adams vertel, hoe hulle hom baie groot geld aangebied het. Een van, Dr. MacArthur het dieselfde ook op 'n stadium gesê, hoe hierdie ouens groot geld aangebied het, dat hulle kom werk by hierdie psigiatriese inrigtings. Want hierdie psigiater het vir hom baie duidelik gesê, luister, mense het nie medikasie nodig nie, hulle het 'n predikant nodig. Hulle het vergifnis nodig, hulle het die Here nodig. Hulle het nodig om vry te kom van die skuldgevoel wat hulle ry, want sonde bring in ons harte hierdie ongemaklikheid, dat ons weet, ons gaan voor God rekenskap gee. En as jy 'n kind van die Here is en jy heel met sonde, dan tas dit jou liggaam aan, jy word fisies siek. En dikwels het jy nodig om belydenis te doen, voordat vergifnis kan plaasvind. Die laaste gedagte vanmôre, Dawid bid dat die Here weer aan hom sy vrede en sy vreugde sal gee. Sê gou vir my, hoeveel kinders van die Here kan suksesvol sondig? Hoeveel? 0. Geen kind van God kan suksesvol sondig nie. As jy sê 'n kind van God en jy lewe in bewuste sonde en dit pla jou glad nie, kan ek met redelike sekerheid sê uit die Bybel, terwyl ek jou hart nie ken nie, kan ek met redelike sekerheid sê dat jy heel moontlik die Here nie ken nie. Want sonde het 'n direkte effek op 'n mens se liggaam, op jou gemoed, op jou vreugde toestand, op jou toestand van blydskap. Daarom sê die Here, dien die Here met blydskap. Kom voor sy aangesig met gejubel. Erken dat die Here God is, dat hy ons geskaap het, ons is syne en die skape van sy weide. Oor dat sê Dawid self, hy sê, laat my vreugde en blydskap hoor, laat die gebeente juig wat u verbrysel het, gee my weer die vreugde van u heil en ondersteun my deur 'n gewillige gees. Wat let u, of wat tel u op in hierdie verse? Hy sê, gee my weer. Hy sê, Here, ek het hierdie vreugde gehad, en ek het met blydskap u gedien, en daar was opgewondenheid in my hart, maar nou sit ek met hierdie sware las van sonde, en hierdie skuldgevoel, en hierdie gespanne verhoudinge wat daar is, want ek wil vir u sê, elke keer, as Dawid vir Batseba gesien het in daai paleis, het sy gewete vir hom gesê, dis nie jou vrou nie. Baie interessant, het jy gaan lees in die geslagregisters, Matteus die 1ste hoofstuk. Is Batseba in daai geslagregister? Ja, sy is. Die Bybel sê in die kind, of hulle praat van Batseba, die vrou van Uria. Nooit die vrou van Dawid nie, die vrou van Uria. Die Here tot in die Nuwe Testament hierdie saak baie duidelik gestel, dat Dawid gesondig het. So Dawid het besef, sy vreugde is weg. Hierdie vrou wat vir hom so aanloklik gelyk het, en wat hy begeer het en laat haal het, en met haar gemeenskap gehad het, dis nie dieselfde nie. Hy wil haar nie meer regtig baie naby hom hê nie. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, sy vreugde was weg, sy blydskap was weg. Hy sê, Here, asseblief, gee my weer die vreugde. Hierdie woordjie heil in die oorspronklike taal is verlossing, die vreugde van my verlossing, die vreugde dat U my Vader is en ek U kind is. Hy sê, ondersteun my weer deur 'n gewillige gees. Luister, sonde vat jou weg van Christus. As jy met bewustelike sonde besig is, wil jy nie Bybel lees nie. Jy wil nie bid nie, want jy het 'n gewete. En jou gewete sê vir jou, Gerard, hou op praat, bely, laat staan, sodat jy barmhartigheid kan verkry. Psalm 126 vers 4. O Here, verander ons lot soos waterstrome in die suidland.
Die wat met trane saai, sal met gejubel maai. Hy loop aldeur in ween en dra die saadkoring. Hy sal sekerlik kom met gejubel en sy gerwe dra. Wat Dawid eenvoudig hier vir ons sê is, hy weet God is getrou. As ek my sonde bely, hy is getrou en regverdig om die sonde te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Vriende, ek wil vir die een ding sê hier. Die gevolge van sonde verdwyn nooit. Tot die dag van Dawid se dood, was die gevolg van sy sonde met Batseba deel van sy lewe. Maar 'n mens kyk verby, en jy sien hierdie genadige en barmhartige God wat vir jou vergifnis gee ten spyte van jou sonde. En jy vra, Here, gee my groot genade. Gee my groot genade om in hierdie vergifnis te lewe en U te dien met blydskap. Daarom vra ek jou, soos ek nou gevra het in die boodskap, wanneer laas was jy bekommerd oor jou sonde? Wanneer laas jy gekyk na jou verhouding met jou vrou en jou man en jou kinders? Wanneer laas jy gekyk na jou verhouding met jou mense by die werk? Wanneer laas jy gekyk na jou verhouding met die Here God? Het ek hom nog lief? Dien ek hom nog? Is ek nog ywerig vir sy saak en 'n getuie vir sy wonderlike naam? Dit is nodig dat ons baie keer bekommerd sal raak oor ons sonde, sal treur oor ons sonde sal bely, sodat ons genade en barmhartigheid sal verkry. Matteus 5 vers 4 sê, salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Sê gou van hierdie Psalm, hoe eindig hy? Met 'n lofgesang. Dawid op die einde van die Psalm vertel hoe die Here ook moet die herstel kom, die genade wat die Here aan hom bewys het. Daarom treur oor sonde, dis goed. Dis goed om oor sonde te treur, want die Here kom en hy vertroos ons, en deur die vertroosting bring hy vreugde en bring hy blydskap in my siel. Psalm 30 vers 11, hoor Here, en wees my genadig, Here, wees my 'n helper. U het my weeklag vir my verander in 'n koordans, beteken nou nie jy met jou vrou gryp en skoffel in die huis nie, dis nie wat dit beteken nie, dis nie om die wasklap vasterap te doen nie, dis glad nie waaroor dit gaan nie, het gaan nie oor die koordans wat vandag in kerke hand uitruk en mense snaakse goed doen nie, hierdie was waar hulle voor die ark beweeg het, terwyl die ark van die verbond dan ook beweeg het, dat hulle saam beweeg en daar was blydskap hier, opgewondenheid, God is in ons midde. En dis presies wat Dawid sê, het my weeklag vir my verander in 'n koordans, in 'n blydskap, in 'n vreugde. Het my roukleed losgemaak en my met vreugde omgord. Die Jode was baie in hulle godsdiensaanbidding. Was hulle eintlik wat noem hulle dit, visueel. Hulle het vir jou gewys hoe hulle voel. As hulle gerou het, was daar grond op die kop gegooi, die klere was geskeur, die baard baie keer was uitgeruk geweest, daar was sekere goed wat hulle gedoen het, en hulle daarin sak en as gesit, en as hulle bly was, het hulle hierdie kleed uitgetrek van rou, en die kleed van blydskap aangetrek, vreugde, hulle het op en af gespring, hulle was, kan ek die woord gebruik, loud by tye? Waarom? Want daar was blydskap. As my sonde vergewe is, bring die Here blydskap. Luister, as jy met sonde worstel, en jy stap uit jou binnekamer, en jy weet, die Here het jou vergewe, ag, ja, ek het gesondig. Ja, die Here dink hy het my vergewe, maar pla my nie regtig nie. Dan weet jy nie wat vergifnis is nie. Dan weet jy nie wat dit is om van God uit sy woord te hoor. Jou sonde is jou vergewe. Vers 13. Ek gaan net weer lees, u het my roukleed losgemaak en my met vreugde omgord, sodat my eer u kan besing en nie swyg nie. Here, my God, vir ewig sal ek u loof. Toe ek aan hierdie verse dink, toe dink ek aan Gesang 230 vers 1. Ek wat vergifnis hier ontvang het, sing, dankbaar, my verlossingslied. U weet hoe ek na u verlang het. U het u guns my aangebied. Ek loof en prys u derendtyd. Ek loof en prys u derendtyd. En roem u groot barmhartigheid. En roem u groot barmhartigheid. As jy vergifnis ontvang het, vertel jy dit vir ander mense. Daar is 'n blydskap, 'n ongekende blydskap in jou siel. So hartseer as jy lees van die verlore seun, nadat sy vader hom vergewe het vir alles wat hy gedoen het. Toe was die oudste broer kwaad. Hoe kan pa hom vergewe? As jy van baie sonde vergewe is daar baie rede om bly te wees.
As ons dink ons is hierdie regverdige mense, hierdie wat 6 tyd bo die grond sweef, ons het nie regtig God se vergifnis nodig nie. Ons het dit maar so as 'n voetnoot aan my gebed gesê, dat die Here moet verstaan hoe goed ek eintlik is en dat sy vergifnis eintlik maar net so ietsie in die verbygang is. Jy verstaan dit nie. Dis presies wat met die fariseer en die tollenaar gebeur het. Ek gaan dit hierdie week ook hanteer in een van my oordenkings uit die duisternis na God se wonderbare lig. Wanneer die Here vir jou kom vergewe, wanneer die Here jou kom reinig, is daar blydskap in jou siel. Vriende, ons vat gou saam vanmôre stilgestaan by die tweede gedeelte van ware berou en belydenis, ja, wegdraai van sonde, dis wat God in ons hart werk. Gekyk na Dawid se sonde, God se karakter was die basis vir Dawid se smeking om vergifnis. Dawid het besef, hy verdien niks nie. Sy uitroep en verlang en begeerte was na totale, volkome vergifnis. Sy sonde was primêr, hoofsaaklik teen God gepleeg. Hy erken sy morele onvermoë om self weg te draai van sy sonde, hy het God nodig om hom daartoe in staat te stel. Hy bid vir liggaamlike en geestelike herstel, want sy sonde het sy liggaam siek gemaak. En die 8ste gedagte, bid dat die Here weer aan hom sy vreugde en vrede sal gee. Ek wil afsluit met hierdie woorde van Dawid. Deurgrond my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes. En kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. Die Here wil vergifnis skenk. Die Bybel sê vir ons, hy's haastig om ons te vergewe, om ons genadig te wees. As jy vanmôre vasgevang is in sonde, wat is sonde ook al, of dit nou groot of klein in jou oë is, jy weet wat se hartseer sonde in jou lewe bring, die verdeeldheid in jou verhoudinge met mense. Dan pleit ek by jou vanmôre dat jy Dawid se gebed sal leer, dat God genadig en barmhartig is. Sê, Here, ek verdien dit nie. Ek het geen basis waarop ek na U kan kom, behalwe deur Christus se werk aan die kruis nie. En ek vra U, Here, vergewe my, omdat U 'n genadige en barmhartige God is. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vanmôre hierdie 4 gedagtes kon hanteer en dat ons ook daarin kan sien dat Dawid sy toevlug na U geneem het. En alhoewel, Here, hy gesondig het, ver bo die maat dat enige een van ons miskien vanmôre gesondig het, staan ons net so skuldig voor U, die heilige God wat sondeloos volmaak is. Here, baie dankie dat U deur U Gees in ons harte werk, om te wil sowel as om te werk na U welbehae. Dankie dat U deurgangs in ons harte berou werk oor ons sondes. Dankie dat U ons deurgangs lei na waters waar rus is. Dankie dat die heilfontein vir ons beskikbaar is en dat die bloed van Christus ons gedurig reinig van alle sonde. U sê vir ons daar in 1 Johannes 2, my kinders, ek skryf aan julle hierdie dinge dat julle nie moet sondig nie. Ons vra U, Here, help ons dat ons nie sal sondig nie. Maar die B-gedeelte sê, maar as iemand gesondig het, julle het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. Vader, help ons om Christus te sien in sy heerlikheid, in sy majesteit, dat dit ons sal het wegvlug van sonde. Maar Vader, as ons in 'n oomblik van onwaaksaamheid geval het, dat ons nie van U sal wegvlug nie, maar na U sal vlug. Want ons weet, U vergewe menigvuldiglik. Geef vir ons as gemeente genade om hierdie boodskap van hoop uit te dra in hierdie wêreld, aan medekinders van die Here wat miskien moeg en moedeloos geraak het, hulle wat miskien vertroue verloor het in die waarheid van die woord en in die kerk oor dinge wat gebeur het, dat ons hulle sal bemoedig met die boodskap, dat daar reiniging, dat daar verlossing in die bloed van die lam is. Vader, ons bid dit in U naam en ons bid dit met dankseggings. Amen. Vriende, daar is net een bron van lewe, een heilfontein, is ons Here Jesus Christus, en as U hom vanmôre nog nie ken nie, vlug na hom. Daar is redding en verlossing in Christus, as U sy kind is, en U stoei vanmôre met sonde, vlug na hom, dat hy vir U vergifnis kan gee. Ontvang die seën van die Here, dan gaan U ook in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader, die trouopsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met elkeen van U, trek U na die waarheid van die woord en leer U om heilig te lewe, soos Christus heilig is. Amen.